Goeiemôre vriende, so aan die begin van 'n lang naweek, die van julle wat maandag so 'n bietjie verlof insit, die van julle wat 'n bietjie weggaan, net om so 'n bietjie weer asem te haal, geniet dit, ry asseblief veilig. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Heilige Gees, Vader, God en Seun, Drie-enige God, U wat altyd teenwoordig is, alom teenwoordig is, U wat alles weet, U wat alwetend is. Here, U wat ons almal liefhet, U sê so lief het U die wêreld gehad, dat U U Seun gestuur het. Dankie vir U, Here, onverdiende, diepgaande liefde vir sondige mense soos ons. Dankie dat ons as gelowiges die voornaamwoord het van inderdaad verloste sondige mense. Jesus wat in ons plek gesterf het vir al ons sondes wat ons gedoen het en nog steeds gaan doen vorentoe. Dankie daarvoor. Dankie vir U genade. Amen. Vriende, ja, dan is ons nou hier by Hebreërs. Ons het gister begin by Hebreërs 11, maar net weer eens konteks. Vriende, dit is eintlik, ons het oor geloof gepraat. Nou, hoekom praat die Hebreërs skrywer oor geloof? Nee, kyk, want dit is mos nou iets wat ons al die jare oor praat, maak ook by Hebreërs 11, dan praat ons om die Hebreërs 11. Niks verkeerd daarmee nie. Maar hoekom praat hy daaroor? Praat die Hebreërs skrywer daar. Ons het dit nou al dikwels vir mekaar gesê, maar hy praat daaroor, liewe vriende, omdat hierdie mense vervolging beleef, omdat hierdie mense moedeloos is, omdat hulle swaar kry en omdat hulle die gevaar loop om te sê, man, kom ons gaan maar weer na ons ou weer toe terug, né? Daarom kom die Hebreërs skrywer en hy kom praat met hierdie groepie mense en hy kom sê vir hulle, kom ek sê vir julle, julle wat nou swaar kry en vervolging beleef hierso en moedeloos wil word, onthou net, geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Geloof is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, so moenie moedeloos raak nie, moenie moed opgee nie. Kom sê hy vir hulle, dis hoekom hy hierdie gedeelte sê, en dan haal hy nou die klomp voorbeelde aan van die mense wat geglo het, hè. Dan sê hy vir hulle, nou kom onthou, hy praat met die mense, julle moet julle nou voorstel hierso, hulle is moedeloos, briefie kom maar by hulle uit, hy praat met hulle, sê vir hulle, hoor hierso julle, kom ek getel gou 'n bietjie vir julle van julle oeroupas en oumas en hoe het hulle geloof gehad. Kom ek vertel gou 'n bietjie vir julle. En dan kom vertel hy vir hulle, liewe vriende, hier van Henog. Hy sê, omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. Nee, hy is die ou wat opgeneem is en Elia. Dis die twee mense wat nie dood gegaan het op aarde wat ons van weet, wat die Bybel vir ons sê nie, nee. Al die ander mense is dood op aarde, maar Henog en Elia is opgeneem in die hemel, nee. Praat nie van Jesus self wat ons nou later opgeneem is in die hemel nie. So Henog het geglo, omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Nou hoor nou hierso. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. Geleef het soos God dit wou. Alright, nou onthou nou die gehoor, onthou nou die konteks. So wat kom sê hy vir hierdie mense? Hy kom sê vir hulle, wat het jy nou gedoen? Hy het geleef soos God dit wou. En nou kom sê hy vir hulle, hoor hierso julle wat nou hier is, julle wat half moedeloos is, julle wat vervolg word, julle wat half uitgelewer voel, né? Kom ek sê vir julle, kom ons leer by Henog. Henog het geglo, en op die ou en voordat hy weggeneem het, het hy geleef soos God dit wou. So moenie dat mense julle weg te trek, om na goddelose maniere oor te gaan, weer na julle ou weer toe teruggegaan nie. Nee, lewe inderdaad soos God dit wou. Leer by Henog, dan gaan hy aan. As 'n mens nie glo nie, kom sê hy, nou onthou nou weer die gehoor. So nou, hulle begin nou 'n bietjie wil 'n bietjie begin wegdwaal, hulle kry te seer, hulle is moedeloos, so hulle wil 'n bietjie begin wegdwaal. Nou kom sê hy, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Dis wat kom sê, hoor jy, as jy nie glo nie, gaan jy nie maklik doen wat God wil nie. So onthou dit nou, kom sê hy vir hulle, dan gaan hy aan. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon, hè.
Wie tot God nader, en wat doen hierdie mense? Hulle word vervolg, hulle is moedeloos, liewe vriende. Hulle nader tot God. Hulle nader tot God. Dan kom sê hy net vir hulle, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan. So julle wat nou, julle kan nie begin toegee aan al die nonsens nie. Julle moet glo dat God bestaan. En dat hy die wat hom soek beloon. So julle moet God soek. God sal julle beloon met wat? Met die ewige lewe, né? Kom praat met hierdie goeie. Daarom kom sê ek altyd vir julle, wanneer ons kyk na die Bybel, gaan kyk na die kontekste, liewe vriende, dan verstaan ons dit soveel beter. So hy kom praat hierso inderdaad met hierdie mense. Kom ons vat nog een voorbeeld. Nou kom sê hy ook vir hulle, kom ek gee vir julle nog 'n voorbeeldjie, kom sê hy, vir julle wat swaar kry. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig en gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien word nie, né? So hierdie mense was goddeloos gewees daai tyd in Noag se tyd. Toe sê God, ek gaan die hele aarde verdelg, maar nie jou en jou familie nie, né? So. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig en gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. So wat kom sê die Hebreërs skrywer? Alhoewel julle nog nie kan sien nie, alhoewel julle nog nie op die eindtyd is nie, bly glo. Noag het ook nie gesien nie. Noag moes die ark bou vir jare en jare en jare moes hy die ark bou. Daar was niks nie. Die mense het hom gespot, né? Kom ons lees gou hier wat hy sê. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was in veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. So wat gebeur met Noag met die ark se bou? Julle kan dink hulle het hom gespot, hulle het hom uitgelag, hulle het gesê dat hy van sy sinne beroof, bou hierdie enorme ding vir wat? Om vir die eendag as sal nou reën kom, né? Hulle het gedink as jy te mommel. Maar wat? Noag het geglo. En hy kom sê, die skrywer kom sê vir hierdie klompie mense wat uitgelewer is, wat moedeloos is, vervolging beleef en gedink het, ag, kom ons los hierdie Christelike geloof. Kom sê hy vir hulle, kom ek vat julle na die geloofsvaders toe, en na die geloofsmoeders toe, en ek gaan wys vir julle wat hulle geglo het. Selfs 'n ou soos Abraham, God het vir hom gesê, hy het niks gesien nie, mense het hom bespot, mense het hom verkleineer, maar hy het geglo in God, hy het vasgehou in God, het die ark gebou en op die ouene as hy gered het. Kom sê hy net vir hierdie mense, hou vas aan God, al sien julle nie nou nie. Wees oortuig van die dinge wat julle sien. Wees oortuig daarvan dat God is by jou. God loop op pad voor jou uit. Ja. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.